Goeiemôre gemeenskap van gelowiges. Soos altyd is dit 'n groot voorreg om saam met julle te kuier in God se woord. En mag God se teenwoordigheid elkeen van ons aanraak en mag die Heilige Gees God se woord vir ons oopbreek. Kom ons raak stil voor die Here. Here God, dankie vir die voorreg om vanoggend na u woord te luister. O Heilige Gees, maak ons harte ontvanklik vir u woord. O Heilige Gees, breek u woord vir ons oop. O Heilige Gees, breek ons harte oop, dat dit aanklank vind by dit wat u vir ons wil sê, dat ons het ontvang, Here, en deel maak van ons mens wees. O Gees van God wat in ons woon, kom en leer ons, lei ons, vorm ons, want u is die pottebakker en ons is die klei. O Gees van God, mag u vanoggend met elkeen van ons besig wees, en mag ons sê, minder van ons, en meer van u. Ons bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefde van God, wees verseker, jy word gegroet in die naam van die Vader, in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Mag daar genade en vrede vir ons wees van God die Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Vanoggend is dit vir my so lekker om met julle te deel in Eksodus 14 en ek dink julle kon al agterkom, ek's baie lief vir die Ou Testament, ons was by Genesis, nou is ek by Eksodus. Eksodus 14 vers 1 tot 14. Die Farao agtervolg die Israeliete. Die Here het vir Moses gesê, beveel die Israeliete om weg te draai en kamp op te slaan naby Pi-Hagirot, tussen Migdol en die see. Reg oor Baal-Sefon, by die see moet julle kamp opslaan. Dan sal die Farao dink die Israeliete het verdwaal en is deur die woestyn vasgekeer. Ek sal die Farao weer koppig maak, sodat hy julle agtervolg, en ek sal my mag laat geld teen hom en sy leer. Dan sal Egipte besef dat ek die Here is. Die Israeliete het die bevele uitgevoer. Toe die koning van Egipte die berig kry dat die volk vergoed weg is, het sy houding en die van sy amptenare teenoor die Israeliete verander. Die Egiptenaars het gesê, wat het ons aangevang dat ons die Israeliete laat trek het? Nou is ons hulle diens kwyt. Die Farao het sy strydwa laat inspan en sy leer saam met hom gevat. Hy het sy 600 beste strydwaans gevat, asook al die ander Egiptiese strydwaans, elkeen met 'n bemanning van 3. Die Here het die Farao, die koning van Egipte, koppig gemaak, sodat hy die Israeliete agtervolg het, maar die Israeliete het onder die beskerming van God verder getrek. Die Egiptenaars het hulle agtervolg, en al die strydwaans van die Farao met bemanning en leermag het hulle ingehaal, terwyl hulle besig was om by die see kamp op te slaan, naby Pi-Hagirot, reg oor Baal-Sefon. Toe die Farao nader kom, sien die Israeliete skielik die Egiptenaars sit hulle agterna. Hulle het baie bang geword en benoud na die Here geroep. Hulle het vir Moses gesê, is daar nie begraafplek in Egipte nie, dat jy ons saamsleep om in die woestyn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen, dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jou mos in Egipte gesê, om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenaars werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom. Maar, Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie. Staan vas. Kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Geliefdes van God, wat 'n voorreg om God se woord Eksodus 14 met jou te deel vanoggend, en mag die Heilige Gees in Eksodus 14 met jou op 'n besonderse manier vanoggend besig wees. Ons moet nou van rigting verander. Ons moet nou wegdraai van die pad waarop ons is. Dit waarmee ons besig is en gedink het ons mee moet besig wees, verander nou. Geliefde van God, verbeel jou, iemand kom staan voor jou en sê hierdie dinge vir jou. Iemand kom staan voor jou en sê, jou plan is nie meer die plan wat ons gaan volg nie. Hier is nou 'n nuwe plan wat gevolg moet word. Ons moet nou van koers verander. En as iemand so voor jou gaan staan, dan is die vraag, wat gaan jou reaksie wees? Gaan jy sê, nee, 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 daar is nie 'n manier nie. Ek verander nie van koers nie, dit is die plan. Of gaan jy sê, ja, is reg, ek sal van koers verander, maar net as jy vir my voor die tyd kan bewys, die nuwe plan, die nuwe koers gaan werk. Miskien sê jy, is reg, ek sal dit oorweeg, maar dan moet jy vir my goeie, logiese redes gee oor hoekom ons van koers moet verander.
Ons lees in Eksodus 14 vers 1, dat God vir Moses sê, hy moet vir die volk sê, hulle moet nou van koers verander, hulle moet wegdraai, hulle moet 'n ander pad vat. Nou in Moses se geval, was daar nie logiese goeie redes gewees, hoekom hulle die kort pad moet los en die lang pad moet vat nie. Alhoewel God sê vir hulle, want julle gaan die Egiptenaars kil, hulle gaan dink julle het verdwaal. Maar verder, meer as dit, maak dit dalk nie logies sin, kon dit nie logies sin maak nie. Maar God het gesê, beveel die Israeliete om weg te draai, koers te verander, en dit alleen is rede genoeg, want God het gepraat, God het beveel. Is ek en jy bereid om weg te draai, van dit wat God sê, ons vanaf moet wegdraai, in ons huise, by die werksplek, manier van kinders grootmaak, in huwelike, so kan ons aangaan, maar is ons bereid om weg te draai, van dit wat God sê ons moet wegdraai, sodat dit ten goeie kan meewerk? Of antwoord ek nee, ek verander nie van koers nie, ek verander nie van plan nie, eenvoudig gesê, dit is my way, hier is dit my way, my manier, my plan. So geliefde van God, is dit my way, of God se way? As leiers in die gemeente, is ons bereid om van koers te verander, as dit is wat God van ons vra. En toe besef ek ewe skielik, maar is dit nie ook deel van die hele boodskap van die doop nie? Ons het vanoggend in die gemeente, het ons die besonderse voorreg om 'n dogtertjie te doop. Is dit nie ook deel van die boodskap van die doop nie? Here, nie my manier nie, maar u manier. Nie my way nie, Here, maar u way, u manier, u koers. Here, ons wil nou van koers verander, deur ons kind te laat doop, deur te sê, ons wil hierdie geskenk van 'n kind, van kinders, van die jeug wat u aan ons geleen het en toevertrou het. Ons wil hulle groot maak soos u wil, u way, u manier. Nie ons wil nie. En ons kom staan hier met die kind in ons arms en ons sê, wys u vir ons die pad, wys u vir ons die koers wat ons moet gaan. En Moses beveel die volk om weg te draai. Nie die kort pad nie, maar die lang pad. Want God sê so. Maar kom ons gee net bietjie 'n tree terug. Ek het nou net gesê, dit laat dink my aan die boodskap van die doop. En hier is Moses nou en hy beveel die volk om weg te draai. Maar kom ons gee net 'n tree terug en kom ons vra onsself af, waar het hierdie storie begin? Wie het voor Moses al bereid gewees om weg te draai, om van koers te verander, wat 'n reuse verskil in Moses se lewe gemaak het? En dit was sy ma, Moses se ma en sy suster, in Eksodus 2. Moses se storie begin in Eksodus 2 in 'n bissiemandjie. En Moses se ma moes kies, gaan ek vashou vir lewe of dood, of gaan ek laat gaan? Julle dink, ek het hierdie week Eksodus 2 gedoen met een van die selgroepe, kan julle dink om daardie bissiemandjie met jou kind in te laat gaan? Ek wonder of ek dit sou reg kry, iemand sou die mandjie uit my hande uit moes pluk, en dan sou hulle my moes vashou, dat ek nie agter die mandjie in die rivier en agterna swem nie. Kan julle dink om fisies daai mandjie met jou kind in te laat gaan in 'n rivier vol ongediertes? Here, hierdie is nie wat ek in gedagte gehad het vir my kind nie. Here, hierdie was nie veronderstel om die plan te wees, of die pad, of die koers te wees nie. Klou ek vas aan wat my plan, my koers was, dan gaan Moses doodgemaak word. As Moses se ma vasgeklou het, dan sou Moses doodgemaak word. Laat gaan sy hom in die wille onbekende vreemde, dan het sy geen beheer oor wat gebeur nie. Maar as sy sou vashou, sou dit uitloop op die dood, op die oorspronklike plan, die oorspronklike koers. Om te laat gaan, vertrou sy, God weet, God is in beheer, God kan voorsien teen alle waarskynlikheid in.
Indien Moses se ma sou vashou, sou sy Moses en die hele volk miskien baie geleenthede gemis het. En ja, God sou definitief ander planne kon maak, want God is God. Maar hy wou op daardie stadium spesifiek vir Moses gebruik, met hom 'n pad stap, hom voorberei. En so kan Moses dan, so sy ma, in Eksodus 14:1, die volk beveel om van koers te verander. Want dit begin al in Eksodus 2, by die bissiemandjie, 'n ma wat kom en haar kind opdra aan die Here en sê, hier's my kind, Here, U wil hê ons moet van koers verander, ek vertrou U. Die bissiemandjie met Moses in, sy ma, laat my soveel te meer dink aan die doop vanoggend. Here, ek dink soms, ek weet van beter. Here, ek kan hierdie kind van my, kan ek teen my lyf vasdruk, en met alles in my beskerm. Maar Here, ek besef my vermoëns kan my ook net so ver bring. Maar nie U vermoëns nie. Dit is oneindig. Ek wil vashou met alles in my manier, my way. Maar Here, ek moet U vertrou en laat gaan. Here, nie ons manier nie, maar U manier. Ons dra ons kind aan U op, wat U vir ons kom leen het. Here, help ons om koers te verander op hierdie ouerskapspad, soos wat U beveel. Nie soos ons dink nie, maar soos U beveel. En ja, dalk is jy vanoggend, as jy na hierdie preek luister, dan dink jy, maar jy staan nie vanoggend hier en doop jou kind nie, soveel te meer is hierdie boodskap vir jou vanoggend. Dalk is jy al oud, grys, afgetree, of dalk is jy in jou middeljare, en jy het agterna gespring in die rivier in, metafories gesproke, die bissiemandjie gaan haal, en klou vir lewe en dood. Dalk het jy die doopbeloftes wat op elkeen van ons van toepassing is vergeet. God is die groter prentjie God. God voorsien teen alle waarskynlikheid in. Die Farao sê, die seentjies wat gebore word moet doodgemaak word. God sê nee, hierdie seentjie gaan nog in jou huis, in jou paleis groot word, Farao. Hy gaan die triks of die trade leer, en hy gaan terugkom en hy gaan my volk kom uitlei. En alles begin met 'n bissiemandjie wat laat gaan is. 'n Ma wat doelbewus moes kies om van koers te verander en God te vertrou. Geliefde van God, wat is in jou bissiemandjie? Hoekom klou jy so? Is dit nie dalk tyd om te laat gaan en van koers te verander nie? Is ons bereid om weg te draai van dit wat God sê ons vanaf moet wegdraai? Leiers, ouers, gemeenteraad. Moses was 'n leier. Ons het leiers in ons gemeente, ons het leiers in ons huise, in werksplekke. Jy is 'n leier daar waar jy leef. Mag jy naby aan God leef, om so ook te hoor, in watter rigting God jou en jou mense wil lei. Om God se gemeente te lei, en dit is elke huis, oor wanneer om vas te hou, en wanneer om te laat gaan. In ons huise, in ons huwelike, in ons ouerskap. En ja, ons weet die lewe is nie altyd maklik nie. Ons hoor dit hier in Eksodus 14 vers 8 tot 10. Die Here het die Farao, die koning van Egipte, koppe gemaak, sodat hy die Israeliete agtervolg het, maar die Israeliete het onder die beskerming van God verder getrek. Die Egiptenaars het hulle agtervolg, en al die strydwaans van die Farao met bemanning en leermag het hulle ingehaal, terwyl hulle besig was om by die see kamp op te slaan, naby Pi-Hagirot, regoor Baal-Sefon. En toe raak die Israeliete bang, en hulle roep benoud na God. Hulle is nog hier besig om 'n tentpen in te kap, en toe hulle so onder deur hulle arm kyk, toe sien hulle so 'n reuse stofwolk wat daar aankom, 'n stofwolk van Egiptenare. Kan jy dink die chaos, die hysterie, die verwyte, die beskuldigings wat rondgeslinger word? Maar onder die omstandighede was daar net een oplossing, en dit was om benoud na die Here te roep. Maar hulle het nie regtig geglo dat die Here hulle geroep sal hoor nie. En typiese menslike wyse word beskuldigings rondgegooi, en is hulle ondankbaar,
en is hulle kwaad vir Moses. Hulle het al die wonderwerke wat in Egipte gebeur het, hulle vergeet. Hulle wou eerder Egiptiese slawe bly, as om in die woestyn te sterf as vry mense. En dit laat 'n mens besef, dit beteken dat hulle nie bevry wou word nie. Geliefde van God, ons is vry, ons is bevry. Jesus het die pad na vryheid vir my en jou gestap. Hy het die pad na die kruis vir my en jou gestap. Ons is juis nou in lydingstyd. Is die vraag dan nie ook aan my en jou, maar wil jy vry wees? Of keer jy die heeltyd terug na dit wat jou boei en die kettinge wat jou bind? Wil jy vry wees? En daarom het ons mekaar so nodig, sodat ons mekaar juis daaraan kan herinner, jy is vry. En dit bring my terug by die doopbeloftes wat ek jou vanoggend al aan wil herinner, of jy nou jonk of oud is. God het dit lankal vir jou beloof, jy is sy kind, hy het jou op jou naam geroep, jy is syne, jy is vrygekoop. Ons het mekaar nodig, ons het leiers nodig, ons het ouers nodig, wat sê, as die lewe soos 'n stofwolk op jou afgestorm kom, onthou, jy is vry. Ons het ouers nodig wat vir hulle kinders sê soos Moses, leiers wat vir gemeente sê soos Moses, oumas en oupas wat in kleinkinders se ore fluister soos Moses. Moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie, bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Leiers in huise, gemeentes, wat in 'n storm kalm bly en sê, moenie bang wees nie. Dis wat God by die doop vir ons beloof, my genade is vir jou genoeg. Staan vas, teen alle waarskynlikheid in sal God voorsien, hy is die God van gister, vandag en môre. Moenie bang wees nie, staan vas, kyk. Waarvoor moet ons kyk? Vir die wolkkolom en die vuurkolom. Waar moet ons fokus wees? Op God. Ons het dalk nie 'n wolkkolom en 'n vuurkolom nie. Maar as ons van koers moet verander, dan moet ons fokus op die tekens wat God vir ons gee. Kyk na die tekens. In die Nuwe Testament staan daar, soek en jy sal vind. Skuif die soeklig na die regte plek. Leer mekaar om reg te soek. Leer die kinders om reg te soek. Leer gemeentes om reg te soek. Om reg te kyk, juis as dit moeilik gaan. Wat is ons tekens? Is die woord van God. Is die Heilige Gees. Dis ons wolk en ons vuurkolom. God is ons wolk en ons vuurkolom. Sy woord is die lig vir ons pad, die lamp vir ons voete. Die wat in die woord van die Here hulle vreugde vind en 'n dag en nag oor dink, hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. Maar ons gaan nie die tekens op die pad van die lewe herken of raak sien as ons nie die woord van God ken nie. Moenie bang wees nie, staan vas, kyk, geliefde van God, jy is gered. Mag ons besef, ook ons is baie kere soos die Israeliete in die woestyn, bang, ondankbaar, kwaad, maar reeds gered. Mag ons besef op ons eie, is ons eintlik geestelik bankrot. Niks om te bied teen die weermag van die lewe nie. Maar wat 'n wonderlike plek om nie te wees nie, eintlik absoluut afhanklik van God en ek kwalifiseer vir die lening van genade. Mag ons opnuut die Vader se hart vir ons ontdek in die woestyn. Vader hart van liefde en genade. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? En God sê vir jou, moenie bang wees nie. Staan vas, kyk, jy's reeds gered. Gees van God wat in ons woon, mag ons sê, minder van ons en meer van U. Mag ons U beloftes ons eie maak en voluit gaan leef, ook in hierdie lydingstyd. Amen. Mag die Here jou seën en jou beskerm, mag hy tot jou redding verskyn en jou genadig wees, mag hy vir jou vrede gee en jou gebede verhoor. Amen. U goedheid, Heer, kan ons nie
pyl nie, wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie, ons wil ons hart tot U verhef. Aan U alleen ons dank en ere, U wat ons in U liefde lei. U sal ons nooit vergeet nie, Here, U wil ons in U waarheid lei. U is die Heer wat ons gemaak het, voor U kom ons U skepsel staan. U is die Heer wat steeds gewaak het, deur wie ons gans en al bestaan. U bring in ons gemoed die vrede, U sterk ons gees met nuwe krag. U gee lig oor ons rede, dis U van wie ons heil verwag. Sou ek o Heer U nie vereer nie, sou ek U goedheid nie verstaan, sou U my raad gee, ek nie leer nie, die weg wat U my wys nie gaan. Nie Heer, U rig my wil en strewe, U woord by my gedaan.